Baie dankie Marinda en Casper vir die gemeentegebed en die musiekspan ook vir die pragtige lofsang. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, wanneer ons ook die woord nou oopmaak, tot ons gebed dat U ook vir ons daardeur sal lei, sal onderrig, Here, deur die Heilige Gees, dat ons ook sal hoor wat U vir ons vandag wil sê. Here, maar dat nie net sal bly by woorde of gedagtes nie, Here, dat ons ook sal inspireer om dit te gaan uitleef, ook in die wêreld daar buite. Amen. Ons is steeds besig met die bergprediking en ons is amper klaar daarmee. Net so, kyk daar, sien ek nou niks op die... So ons gaan vandag so 'n bietjie saam lees die tweede helfte van Matteus 7, daarvan van vers 7 tot vers 12. Okay, hulle sal nou daarso. Kom ek vra vir gou vir julle as gemeente, wie van julle hou daarvan om geskenke te ontvang? Almal. Okay. Wie van julle hou daarvan om geskenke te gee, uit te deel? Almal. Okay, dis wonderlik. Ek hou ook meer daarvan eintlik om te gee as om te ontvang. So, kom ek vra gou vir jou so 'n vraag. Wat is beter? Om te gee of om te ontvang? Okay. Goed. In vandag se gedeelte hoor ons hoe Jesus ons leer om terug Vader te bid, nee. Ons het onthou 'n bietjie vroeër het gepraat oor in Matteus 6, daarvan af vers 5 tot 13, oor die modelgebed of die Onse Vader gebed, waar hy vir ons geleer het hoe om te bid. Maar Jesus bring sy bergpredikasie nou hier in Matteus 7 tot 'n konklusie. En deur dit te doen, beskryf hy vir ons die standaarde van om te leef in sy koninkryk. Nee, onthou, eintlik die hele bergpredikasie van Matteus 5, 6 en 7 gaan oor hoe Jesus vir ons leer om in die koninkryk van God te leef. Nee, dat dit 'n onderste bo omgekeerde koninkryk van God is. Dat dit wat Jesus van ons vra nie noodwendig dieselfde standaarde is as wat die wêreld van ons vra en verwag nie, nee. En dis wat hy vandag ook juis hier kom doen. In verse 7 tot 12 wat ons vandag gaan lees eintlik hierdie pragtige beskrywing van liefde. Dan sê jy, hoekom praat jy van vra en klop en soek en al die dinge as dit gaan oor liefde? Maar uiteindelik gaan eintlik al die goeders oor liefde. En ons sal nou op die einde bietjie meer sê oor dit. Die eerste 6 verse wat ons laasweek met mekaar bespreek het gegaan oor hoe ons nie ander moet hanteer nie. En vandag se verse gaan oor hoe ons mekaar eintlik dan moet hanteer. Maar jy gaan sê, maar dominee, maar ons lees nog van gebedsverhoring, wat het dit met mense uit te waai? Ons gaan nou daarby kom. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my daarna Matteus 7 vanaf vers 7 tot 12. Dit is net daai kort perikoop wat ons gaan lees vandag. So, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry. En vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra? Of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes aan die wat goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Net sover ons skrifgedeelte. So 'n klompie jaar terug het my gesin vir my hierdie Victorinox mes gegee, hierdie knipmes, hierdie sakmes. Dis 'n wonderlike geskenk want ek het altyd net so 'n klein biltong mesie, maar ek het nooit biltong nie, so dit het nie gehelp nie. Maar toe gee hulle vir my hierdie messietjie wat bietjie meer doelig is. Onthou dit, ons gaan nou bietjie meer oor dit praat. So Jesus gee vir ons 'n opdrag om aktief te vra vir sy seëninge. Aktief, nie passief te wees nie, maar aktief te wees in sy seëninge. En hy gee vir ons 3 beelde waarmee hy dit beskryf. Vra, klop, of vra, soek en klop, nee. Hy sê ons moet vra. Dit is redelik eenvoudig om te verstaan, is dit nie? Ons vra eenvoudig en God gee vir ons sy seëninge. Hy sê ons moet soek.
Om iets te soek is om doelbewus na iets te gaan soek, nee. Jy gaan soek dit, jy gaan uit om dit te gaan kry, dit wat jy graag wil hê. Hy sê ons moet ook aanklop, ons moet klop. Nou om te klop beteken dat ons ergens iewers wil inkom, nee, dat die deur toe is, die deur is nie oop nie. Ons weet ons het toestemming nodig en daarom klop ons, nee. Jy gaan nie net by iemand se deur in nie, nee, jy klop om te hoor, het jy toestemming om in te gaan. So ons soek toestemming om in te gaan. Maar die idee van klop impliseer ook dat ons ergens weerstand ervaar, nee, want die deur is toe, dis nie 'n geopende deur vir ons nie. Maar deure is ook bedoel om oop te maak. So is doelbewus die Here vir ons gegee, dat dit vir ons oopgemaak kan word om in te kan gaan. En soos die geseënde evangelie eintlik van God met opset gemaak, dat ons kan ingaan in sy vrede, dat ons dit kan ervaar, nee. Sou geen nut gewees het om teen 'n muur te klop nie, sou mos dom gewees het nie. Maar jy kan waarskynlik in 'n deur klop, want 'n deur is daar, is gemaak om oop te maak. So Jesus sê, vra, soek, klop. So onthou, in die hele bergpredikasie leer Jesus ons oor die koninkryk. En hy leer ons dat ons eerste behoefte van God se koninkryk moet wees, dat ons dit bo alles moet soek in ons lewe. Ons het 'n bietjie vroeër geleer hierdie jaar, dat dit gaan nie oor wat ons eet of drink of aantrek, ons moet nie oor daai dinge probeer besorgd wees nie, want God weet, ons het in elk geval daardie dinge nodig, en hy sal dit in elk geval vir ons gee, wanneer ons sy koninkryk en sy geregtigheid soek, nee. Dan gee hy in elk geval vir ons al hierdie dinge. So is vir ons belangrik om die konteks te verstaan waarmee Jesus hier besig is. En dat ons nie sal probeer om dit uit konteks uit te haal of die verse uit konteks te probeer uithaal wat Jesus eintlik vir ons probeer sê nie. Want hy sê vir ons moet dit in lyn lees met die modelgebed, die Onse Vader gebed wat ons reeds in Matteus hoofstuk 6 bespreek het. So ons is mense wat op soek is na geregtigheid, mense wat op soek is na nederigheid en geregtigheid, reinheid en liefde. So ons bid vir die koninkryk en vir God se wil om in ons lewens te geskied. Maar met hierdie ding in gedagte, wil ek hê jy moet oplet wat Jesus ons aanhou probeer leer. Die werkwoorde van vra, van soek en van klop word in die Grieks van so 'n aard geskryf dat dit aanhou. Dat dit nie eenmalige gebeurtenis is nie. Jy moet net op 'n dag of net een keer bid of vra of klop nie, maar jy moet aanhoudend. So Jesus moedig ons aan, moedig hier aanhoudende intensiteit van gebed aan. Hy sê gebed is aanhoudend. Hy sê hou aan bid, hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. En Paulus leer ons dit ook daarson in 1 Tessalonisense 5 vers 17 tot 18. Hy sê gebedsverhoring verg inspanning. Maar mooi, gebedsverhoring verg inspanning. En weer eens, let op dat ons aktief betrokke is by hierdie proses van die gawes wat God vir ons gee, wat ons kan ontvang. Hy gee net outomaties vir ons hierdie dinge nie. Hy is die ouditeur, hy is die gewer van die goeie gawes, maar hy maak ons betrokke by hierdie proses. Ons is deel daarvan. So hy sê ons moet vra, ons moet soek, ons moet klop, ons moet aanhou. Nou hoe vra ons, hoe soek ons, hoe klop ons? Ons doen dit gewoonlik deur Bybel te lees, deur gebed, nee. Dit is die mees effektiefste maniere hoe ons met God kommunikeer en hoe God met ons praat. Hoe ons van God hoor, nee. Dis ons uitvind wat God in vooruitsig vir ons het. Maar God wil van ons hoor. God wil hê, ons moet hom soek, daagliks. Ons moet hom soek. Hy wil hê ons moet aan sy deur klop. Want as ons dit doen, sê die woord vir ons, sê Jesus vir ons, sal ons ontvang. Sê die deur sal oopgemaak word. Sê vra vir God, vra God vir die dinge. Vra God vir sy seëninge. Soek God se geregtigheid. Soek hom en jy sal hom vind. Klop, hy sal oopmaak. En hier klop is 'n wonderlike prentjie. Dit is asof ons aan die buitekant van die koninkryk van God se deure staan en ons klop om in te kan kom en die Here maak die deure vir ons oop. Hy sê kom binne. Vra God. Soek by God. Klop aan God se deur. En let op die rede daarvoor, want dis wat vers 8 vir ons sê. Vers 8 sê Jesus sê dat as ons vra, as ons soek en as ons klop, dan sal ons dit vind. Ons sal ontvang.
So Jesus sê vir ons moet verwag om te ontvang wat ons van God vra. Hoor julle mooi? Ons moet verwag dat as ons vra, gaan ons ontvang. Dis ongelooflik. Verwag om te ontvang, wanneer jy vra, wanneer jy soek, wanneer jy klop. So Jesus sê dat ons moet aanhou om God in gebed te soek. Maar dis die probleem, nê. Mense gooi soms so 'n halfhartige pogingkie in gebed en dan gooi ons net maar tou op en ons sê ons verstaan nie God nie, ons vind ook nie God nie, ons weet nie meer nie. En dan hou ons maar op, nê. Maar om God te ken, dit verg inspanning. En Jesus verseker ons dat ons inspanning beloon sal word. As jy vra, as jy soek, as jy klop, as jy tyd saam met die Here spandeer, dan sal jy hom leer ken. Jy moenie ophou om God te soek nie. Hou aan om te vra na meer wysheid, na meer geduld, na meer kennis, meer geloof, meer liefde, meer hoop. Want hy sal dit vir jou gee. Maar Jesus eindig nie hierdie bespreking deur te leer dat ons net God moet vra nie. Jesus sê nie net vir ons moet meer of aanhoudend bid nie. Hy gee ons ook 'n groot aanmoediging om in gebed na God toe te kom. Hy sê want as ons dit doen, dan kan ons verwag om te ontvang. Dan gaan hy aan, dan verduidelik hy dit, dan sê hy daar in vers 9 tot 10, dan sê hy, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? So Jesus praat hier van brood en van klip en dan van visse en slange en hy het laas ook gepraat van balke en splinters en van varke en honde, julle sal onthou. Nou noem hy weer hierdie items en dan praat hy oor diere. Maar hier is die punt wat Jesus maak. Hy sê 'n kind vra dalk vir hierdie dinge wat noodsaaklik is vir oorlewing, nê, basiese lewensmiddels soos brood en soos vis. En soos 'n kind hierdie dinge vra, sal 'n ouer mos nie vir hom of haar iets gee wat skadelik is in plaas van iets wat hulle nodig het nie, of iets wat verlang word deur die kind nie. So as 'n kind brood wil hê, dan sal 'n ouer mos nie vir 'n kind klip gee nie. As 'n kind vis wil hê, sal 'n ouer mos nie vir 'n kind 'n slang gee nie. As jou kind vrugtesap wil hê, dalk meer in 'n moderne konteks, dan gee jy mos nie vir hom 'n liter motorolie gee nie, nê. As jou kind vra vir tandepasta, dan gee jy mos nie vir hom superglue gee nie, nê. Dit sal katastrofies wees. My kinders verstaan dalk nie wat ek vir hulle gee nie. Maar ek gee vir hulle iets wat hulle nodig het. En hulle leer om my te vertrou, dat ek nie hulle slegte dinge sal gee nie, dinge wat sal skadelik wees vir hulle nie. Ek sal nie vir hulle goed gee wat onnodig is in hulle lewe nie. Ek sal gee wat goed is vir hulle, wat reg is vir hulle. So wanneer hulle van my vra, sal ek gee wat hulle nodig het. Nie iets sleg nie. Luister nou wat Jesus sê. Hy sê as julle wat sleg is, beteken ons mense wat 'n sondige natuur het, want God het nie 'n sondige natuur nie, nê. Hy sê ons wat 'n sondige natuur het, as ons dan weet om vir ons kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. So hierdie voorbeeld van Jesus wat hy gebruik, vra die kind vir sy pa brood en vis. Nou brood en vis, dit was stapelvoedsel gewees in die Bybelse tyd. En sou die pa dan vir sy kind sy versoek toegestaan het as hy vir hom gevra het vir 'n giftige slang? Nee. En ons as ouers en as grootouers en verantwoordelike mense gee om vir diegene wat afhanklik is van ons, nê. Nee. Ons kinders, ons kleinkinders. Ons wil hulle help. Ons wil hulle nie benadeel nie. Ons neem vreugde daarin om vir hulle te voorsien en vir hulle te versorg of hulle te help. En terwyl ons dit geniet en ons verlustig om ons rol te voorsien vir hierdie wat afhanklik is van ons, het God daardie rol soveel meer lief. Hy doen soveel meer. Hy is baie beter daarmee as wat ons is hier op aarde. So Jesus sê dan, hoeveel te meer sal God dan nie doen as ons wat hier op aarde is nie. Want God die Vader is volkome, hy is volkome heilig, volkome vrygewig, volkome liefdevol, hy is voorsienend in alles wat ons nodig het, hy is volkome reg en geregverdig, volkome wys. So hy sal verseker vir ons die gawes gee wat die beste vir ons is en wat ons die meeste nodig het as ons vra, as ons soek en as ons klop. Maar hier is nou die catch, soos hulle sê in Engels.
Die vraag is, van watter soort gawes praat Jesus hiervan? Want ons lees hierdie teks. So ons doen die môre gevra, ons gesoek, ons geklop, maar nog nie die lotto gewen nie. Ek kry nog steeds nie daai nuwe Prado nie. Praat Jesus hier van gawes van geld en van mag en van roem en 'n mooi voorkoms en van goeie gesondheid of 'n wonderlike gesin of 'n groot huis of 'n fancy kar? Wat is die gawes wat hy hiervan praat? Wel as jy mooi terugdink aan die konteks van waarin die bergprediking gepreek is, dan lees ons hierdie gawes en ek het so 'n paar dae veel op die skerm gesit. Julle kan dit maar gaan opsoek. Wat is wat Jesus in sy bergprediking geleer het? As ons dink dat Jesus van geldelike rykdom en van aardse gawes gepraat het, vergis ons ongelukkig. En dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van wat werklik waar waardevol is. En dit wat werklik waar waardevol is, kan nie gemeet word aan aardse standaarde nie. Ons het 'n paar sonde terug geleer, wat het ons geleer? Waar jou skat is, daar sal jou hart wees, nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, nie op die aarde nie. Dis die gawes waarvan die Here praat. Dis wat hy deur sy bergprediking vir ons geleer het, nê. So God wil vir ons daardie seëninge gee. Dit wat werklik waar waardevol is. Verder is God nie beter of weet hy nie die beste wat ons nodig het nie. Dink gou saam met my. As dit hierdie knipmes nou van my vat. Julle almal het daai pragtige seentjie van my gesien wat 1 jaar oud is. Alhoewel hierdie vir my 'n wonderlike geskenk is, nê. Sal dit nie 'n wonderlike geskenk wees om hierdie mes vir my 1-jarige seentjie te gee nie, nê. Sal uiters onverantwoordelik wees om vir hom hierdie mes te kan gee. Ek sal nie 'n goeie pa wees as ek vir my 1-jarige seun hierdie knipmes gee nie. Hy sal seer kry. Sal hom seer maak. Sal hom skade aan berig. Sal nie dit vir my seun gee nie. Dis hoe dit met God is. God sal nie vir ons dinge gee wat vir ons skadelik is nie. Dinge wat vir ons sal seer maak nie. Dinge wat vir ons sleg is nie. Maar hier is die ding. Soms vra ons die verkeerde dinge van God. Ons dink ons weet beter. Ons dink ons vra die regte ding. Maar die Here het klaar in sy alle wysheid gesien dat wat ons eintlik vra is 'n slegte ding. 'n Goeie vader sal nie 'n slegte geskenk vir sy kind gee nie. Soms vra ons vir die klip. Soms vra ons vir die slang. Maar God wil nie hê ons daardie gawe moet ontvang nie. Want die Here weet dat wanneer ons dit wat ons in gebed vra, giftige slange is, sal hy dit nie vir ons gee nie. Maak nie saak hoe hard ons volhard in gebed nie. Maar na mate ons liefdevolle Vader leer ken vir wie hy is, kan ons na hom toe gaan en kan ons hom vra, kan ons soek, kan ons klop. En hy sal vir ons gee wat ons nodig het. Want daar is geen groter Vader as ons hemelse Vader nie. Hy weet wat ons nodig het. En hy gee vir ons daai goeie gawes. Ons moet dit aanhou om te vra, om hom te vertrou, dat hy vir ons sal gee wat ons nodig het. In vers 11 vertel Jesus vir ons meer oor die hart van die Vader. So die Vader is nie selfsugtig nie, hy is nie synig nie, en hy misgun ons ook niks. Ons hoef nie te smeek of te kruip as ons na hom toe gaan en vir hom iets vra nie. So die liefdevolle Vader, hy verstaan ons, hy gee om vir ons, hy vertroos ons. Hy gee volgens ons behoeftes, nie volgens ons begeertes nie. Ek het brood vandag nodig, maar ek het nie 'n rooi Ferrari nodig nie. En dit bring ons, en ek wil graag daarmee afsluit by die goue reël, vers 12. Dit is dan algemeen bekend as die goue reël in die wêreld. En baie godsdienste stel dit andersom, op 'n negatiewe manier, dat dit so lei, moenie aan ander doen wat jy nie jouself gedoen wil hê nie. Maar Jesus het meer betekenis daaraan gegee, deur dit positief uit te lig. Inteendeel, die Rabbi Hillel
wat 'n paar eeue voor Jesus geleef het, hy het dit so gestel, so negatief en goed in dit. So hier is nie 'n nuwe ding wat Jesus kom sê het nie, is eintlik 'n ou ding. Hy het net positief kom sê, deur te sê, maar doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê. So Jesus het meer betekenis daaraan gegee. As jy mooi daaraan dink, dis nie regtig moeilik om iemand anders te benadeel nie, nê. Jy onttrek jy net self van mense en dan het jy daai persoon benadeel nie. Wat werklik waar moeilik is om mense op dieselfde manier te hanteer as wat jy graag hanteer wil word, nê. Daardie liefdesgebod wat ons lees bietjie later in Matteus 22 vers 40. Dis wat ons moet doen. So die goue reël wat Jesus hier gee, dit vorm die grondslag van aktiewe goedheid en barmhartigheid, want dit is wat God elke dag aan sy kinders kom bewys. En as ons mooi luister hoe vers 12 eindig, dan praat hy van die wet en die profete hierso. So Jesus roep hierdie opdrag om verander te doen, soos jy wil hê hulle vir jou moet doen. Hy sê dit is die hart van die wet. Dis die hart van die wet van God, van die profete. Hierdie hart is die opdrag van God se koninkryk. Dis die opdrag en waarlik die hart van God. Dit is wat die wet van Moses geleer het. En wat die profete verkondig het. God het gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek lees daarvan in Levitikus 19 vers 18. Dit was nog altyd God se boodskap. Of jy Israeliet was, en of jy nie bekeerling is. Dit is nog altyd God se boodskap. En ek het laas vir julle gesê, dat hierdie woorde wat ons lees in die bergpredikasie, het vir die mense wat die eerste hoorders van dit dalk nie so lekker sin gemaak het. Dit was mooi wyse woorde gewees, maar in praktyk was dit onmoontlik gewees om te doen. Maar toe kom Jesus, en hy sterf aan die kruis. En skielik is dit nie meer woorde nie. Nou kan ons dit wat hy geleer het doen. Nou is dit vir ons moontlik deur die kruis. So ons het nie meer verskonings nie. Want die kruis het dit vir ons moontlik kom maak. Die kruis kom versterk nou hierdie boodskap in ons harte. Dit is kom kyk wat het God vir jou deur die kruis bereik. Hy trek jou nader na hom toe. Hy verander die wêreld. En hy sê ons kan ook die wêreld verander. Hy sê ons kan lig wees. Hy sê doen verander wat jy wil hê, hulle vir jou ook moet doen. Ek het in die begin gesê van liefde, en dis nou waar ons nou eintlik by die kruks kom. As gevolg van wat God ons liefdevolle Vader vir ons gedoen het, moet ons dit ook vir ander kan doen, wat ons aan onsself gedoen wil hê. So God se welwillendheid is om te lei tot jou welwillendheid aan ander. Daai selfde gawes waarvoor jy vra, waarvoor jy bid, waarvoor jy soek, waarvoor jy klop, daai selfde gawes wat die Here vir jou gee. Dis dieselfde gawes wat ons aan ander moet gee. Wat ons aan ander moet gaan uitleef. So wanneer God vir ons die goeie gawes gee wat ons regtig nodig het, waarvoor ons vra en soek en klop, dan kan ons ander lief en ander behandel, soos wat ons ook behandel wil word. En hier is in die imperatiewe vorm geskryf. Met ander woorde is weer eens 'n opdrag. So hierdie opdrag dwing ons om eerstens by onsself te begin. En hier is wat ek bedoel. Ons bepaal nie die behandeling van ander deur na hulle te kyk en die vraag te vra, maar verdien hulle dit nie? Verdien die stel vandag dat ek lief is vir haar nie? Nee. As ek in liefde hanteer wil word, dan sal ek liefde aan die stel ook kom bewys. So ons begin eerder by onsself. En ons vra, wat sou ek nodig gehad het? En dit gee ons dan vir die ander persoon. Ons kan hulle nou lief hê, soos ons lief gehê wil word. Ons kan nou vrygewig wees teenoor hulle, soos wat ons wil hê ander mense moet teenoor ons vrygewig wees. Ons kan hulle nou vergewe, soos ons vergewe wil word. En as jy altyd wat Jesus doen in die bergpredikasie, is hierdie vergelyking, nê, soos. Soos God vir ons, so moet ons verander. So ons kan nou vol genade teenoor ander wees en genade ontvang. As gevolg van ons ontvangs van God se genade.
Van God se, die Vader se goeie gawes wat hy aan ons kom gegee het. Hoekom? Dit wat ons vir ander wil doen, het God reeds vir ons gedoen. Hoe mooi is dit? Het al ooit daaraan gedink? Omdat ons nuut gemaak is met die innige liefde van God, kan ons ander behandel soos ons behandel wil word. En Jesus sê, as ons dit doen, dan doen ons alles wat die wet en wat die profete geleer het. Beteken alles wat Moses geleer het, alles wat in die Israeliete geopenbaar was, alles wat geprofeteer was deur die profete, kan vervul word deur ons liefde aan ander. As jy verder aangaan met Matteus 7, daarvan of vers 21 tot 23, as die opskrif hoor en doen. Mense wat wonderdade gedoen het en demone uitgedryf het in die Here se naam en goed en dit, dan sê Jesus, daar's baie wat vir my sê, Here, Here, maar wat nie in die koninkryk gaan ingaan nie. Hoekom nie? Want is mense wat nie die liefdesgebod uitgeleef het nie. Is mense wat nie die goue reël verstaan wat God vir ons gegee het nie. Ons kan sing vandag in die kerk, ons kan geld nou ingooi, al hierdie dinge. Maar as ons nie besig is om die grootste gebod uit te leef nie, waarmee is ons besig? Ek kan elke Sondag kerk toe kom. Maar as die liefdesgebod nie deel is van jou alledaagse taal en van jou lewe nie, waarmee is ons besig? Ons kan nie werklik die goue reël beoefen sonder die behoorlike gawes van God nie. Ons het hierdie goeie gawes van die Here nodig wat hy vir elkeen van ons moet gee. En soos ons ontvang van die Here, moet ons dit weggee aan ander. En ons kan dit doen omdat ons die gawes van die Here ontvang het, wat impliseer dat ons ook goed kan wees teenoor ander mense. Maar geen fout in geloofsfamilie. Elke goeie gawe wat ons het, kom uit die Vader se hand uit. So. Meer as enigiets anders. Ons bly elke dag na God toe gaan. Ons moet bly vra. Ons moet bly soek. Ons moet bly klop. Hy sal vir ons gee. Maar nie net vir onsself nie. Maar juis vir almal wat oor ons pad kom. Vra vir die Here vir sy vergifnis. Vra hom vir sy genade, vra hom vir sy liefde. En wys dit en gaan doen dit vir ander. En ek dink hier is jou weeklikse uitdaging. Identifiseer die gawes wat jy soek. Miskien is dit vir van ons dat God ons hart moet verander. Vra hom om vir jou te gee wat jy nodig het en vertrou hom vir dit. Gee aan ander wat jy van God ontvang het. Sodra God jou gevul het met die seëninge, met sy gawes, gaan gee dit weg. Want hoe meer jy dit weggegee het, of weggee en doen, hoe meer gaan jy volgemaak word. Hoe meer van dit gaan jy hê. Hoe meer jy vergewe, hoe meer gaan jy verstaan wat vergifnis is en hoe meer gaan jy ander kan vergewe. Hoe meer liefde jy weggee, gaan jy verstaan wat ware liefde is en hoe meer gaan jy dit kan beter toepas. Wil jy vergifnis hê? Bid daarvoor. Vra, soek, klop. Gee daai vergifnis weg. Wil jy liefde hê? Gee daai liefde weg. Wil jy genade hê? Gaan gee daai genade weg. Behandel ander soos jy van God ontvang het. Behandel ander soos God jou behandel het. Want wanneer ons dit doen, dan sal ons eg en opreg en werklik waar 'n oase van Jesus liefde wees. Mag dit ons getuienis wees. Amen. Here, as ons hierdie teks so lees, dan dink ons maklik hierdie gaan oor ons.
wat ons nodig het, wat ons wil vra, wat ons soek, wat ons wil klop en aanklop voor. En Here, ja, dit is. Maar dis nie net tot onsself nie. Dis tot eer en verheerliking van U koninkryk. Dis tot oor elke mens wat U oor ons pad bring, oud en jonk, seun en dogter, man en vrou, Here, wat nodig het om die goeie nuus van Jesus Christus te kan hoor, en hulle gaan dit nie hoor, Here, as ons dit nie uitleef nie. Ons kan hier op die preekstoel staan en dit preek, maar as ons lewens dit nie weerspieël nie daarvan getuig nie, wat is die nut dan? Waarmee is ons besig, Here? En dis die vraag wat ons onsself die hele tyd moet afvra. Want Here, as ons die antwoord het op daai vraag, dan weet ons is besig met U. Ons is besig met die almagtige God, die skepper van die heelal. Die enigste ware God, die enigste lewende God. Daar is niemand soos U nie, Here. En daarom kan ons na U toe kom. Want U liefde en U genade is nimmer eindigend, ken geen einde nie. Daarom kan ons na U toe kom, Here, en kan ons vir U vra om vir ons te gee wat ons nodig het, sodat ons die goeie stryd elke dag kan voer, Here. Sodat U daardeur verheerlik word. Sodat ander mense U kan leer ken, Here, omdat ons gehoorsaam is en getrou is aan die liefdesgebod, aan die goue reël. Mag dit nie net meer by woorde bly of by teorieë bly nie, Here, of gedagtes nie, mag dit ons inspireer deur die Gees elke dag, Here, om voluit vir U te kan leef. Daar by die huis, daar by die werksplek, hier by die kerk, hier in die gemeenskap, Here, dat dit ervaar kan word, gehoor kan word, gesien kan word, geleef kan word. Here, ons kan nie hierdie dinge uit eie krag doen nie. Daarom bid ons, Here, vir wysheid, ons bid vir insig, ons bid vir die Heilige Gees, Here, om ons te help dat wanneer ons hierdie gawes ontvang, dat ons dit nie vir onsself hou nie, maar dat ons dit gaan uitgee vir die wat dit nodig het. Here, of dit 'n beker koue water is, of dit 'n drukkie is wat iemand nodig het, of dit net 'n woord van bemoediging is, dat ons dit nie meer vir onsself sal hou nie, maar sal gaan uitdeel, Here, sal gaan weggee in die wêreld daar buite. Dankie, Here, vir die bergprediking. Dankie dat ons uit die woord uit net weer eens hier bevestiging kan kry wat U van ons vra en van ons verwag. Mag ons nie langer versuim, Here, om daaraan gehoorsaam te wees en dit te gaan doen nie. Lei ons daarin. Gee ons die krag. Gee ons die wysheid en insig. Gee ons daardie boldness, Here, daardie vrymoedigheid om dit te gaan doen. En soos wat ons dit doen, mag ons tot 'n seën wees, 'n oase van Jesus liefde vir almal wat oor ons lewenspad kom. Aan U alleen al die eer, vandag en in alle ewigheid. Amen.